liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, in U is daar meer. Oh, 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die Dis net U wat my gebrokenheid kan heel. Dis net U wat my kan vind as ek verdwaal. Dis net U wat my kan optel as ek val. Dis net U wat vrede gee waar onheil heers. Daarom sal ek leef in U beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek luister. Loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Heilig, oorweldigend, U heerlikheid, ewig ontembaar, almagtig, U heers. Almal wat graag was. Ek wil graag 'n bietjie stil staan by 2 Timoteus 3 vers 16. 2 Timoteus 3 vers 16. Interessant is, neem net kennis, hoor wat sê die Bybel oor die Bybel self, veral vers 16 en 17. Jy moet egter nougeset volg en leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië en Iconium en Lystra ervaar het, wat er vervolgens ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. Almal wat Godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deur dat hulle ander mislei en misleid word. Maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig tot veronderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Net die laaste 2 verse, vers 16 en 17. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Is lekker om almal van julle vanoggend hier te kan hê in die warm Desember. Kan julle dit glo? As het verslag die baadjie uitgetrek, kan dit nie glo nie.
Maar Desember beteken daarom nie net warm nie, Desember beteken daarom ook, daar's liggies, en 'n Kersfees, en gelofte dag, en 'n see, en 'n swem, en 'n kuiermense, nuwe jaar, en natuurlik 2026 is om die draai. Nou Desember beteken ook dat ek so 'n bietjie tyd tot my beskikking het, want ek weet julle is nie haastig huis toe nie, so ek kan vir julle vir die hele week besig hou met die hele Nuwe Testament, nee. Maar kom ek kyk of ek jou genadig kan wees, en jou baie spaar deur dwars deur die hele Nuwe Testament te hardloop in 20 minute. Dit is ongeluk, dis min of meer hoe lank my aandagspan is, hoor. Maar 20 minute begin ek werk, want dan begin ek sit en dink aan alles wat ek nog moet doen, en planne maak om dit te doen. Nou aangesien die Ou Testament baie lekker gewerk het met prentjies, stel ek voor ons doen dit weer met die Nuwe Testament ook. Soos ek reeds genoem het, ek is 'n prentjie mens. As ek 'n prentjie sien, gaan ek hom beter verstaan en hy gaan vashou. Nou prentjies moet lekker maklik wees en daarom gaan ons sommer weer emojis gebruik. Almal verstaan dit, almal ken dit, ons gebruik dit elke dag van ons lewe. Nou om jou 'n idee te gee. Die Ou Testament bestaan uit 39 boeke, 28 skrywers en beslaan ongeveer 2000 jaar. Die Nuwe Testament beslaan 27 boeke, 9 skrywers en ongeveer 100 jaar. Nou die Ou Testament gaan oor 'n klomp beloftes wat God gemaak het, die Nuwe Testament gaan oor die vervulling van daai beloftes. In die Ou Testament fokus op God se mense en die groot probleem wat ontstaan het in die Ou Testament met die vorm van sonde. In die Nuwe Testament fokus op Jesus wat die groot oplossing op daai probleem is. Dan sal jy ook agterkom dat die Ou Testament praat baie oor God se wraak met so 'n titseltjie genade. Die Nuwe Testament praat baie oor God se genade met so 'n titseltjie wraak. So as jy hierdie twee testamente bymekaar sit, nee, dan vul dit mekaar ongelooflik mooi aan. Dis hoekom daar staan in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. En dis waar ons wegspring, somme met ons heel eerste prentjie. Dit gaan oor die goeie nuus. Die Bybel is 'n boek van goeie nuus. Die hele Nuwe Testament is vol goeie nuus. Dis wat evangelie beteken, letterlik goeie nuus. Matteus, Markus, Lukas en Johannes is 'n viermanskap. Hulle het die evangelies geskryf. En die Heilige Gees het hulle gebruik om deur hulle persoonlikhede om die evangelie vir ons neer te skryf. Nou verstaan dit so. Hier is 'n ou met die naam van Matteus. En Matteus het 'n dokumentary gemaak oor Jesus se lewe. Toe kom daar nog 'n ou met die naam van Markus. En Markus het ook 'n dokumentary gemaak oor Jesus se lewe. En toe kom Lukas en hy maak ook 'n dokumentary en toe kom Johannes en Johannes maak toe ook 'n dokumentary. So ons het 4 documentaries oor Jesus se lewe. Matteus doen dit om dit aan die Jode te wys. Markus doen dit om dit aan die Romeine te wys, Lukas om aan die Grieke te wys, Johannes om dit aan almal te wys. So elkeen het 'n dokumentary oor Jesus gemaak met die gedagte om dit spesifiek aan iemand te wys. 'n Mens kom net nogal agter wie die dokumentary gemaak het. Matteus was mos eers 'n tollenaar gewees. Iets soos 'n rekenmeester. En 'n mens kom dit agter as jy Matteus lees hoe gestruktureerd Matteus is. Amper soos 'n boekhouer, net 'n boekhouer kan dit doen, hoor. Markus was weer baie jong. En Markus is reg op die man af, kort op die man af reg. Johannes was die meer emosionele ou gewees. Hy het by Jesus 'n klein wonderwerk begin en toe bou hy op met Jesus se wonderwerke, alles na 'n hoogtepunt toe met Jesus se dood en opstanding. Lukas was 'n dokter. En 'n mens kan 'n gevoel, dis 'n dokter wat agter die pen is, nee, gelukkig kan jy sy handskrif sien. Maar een ding wat al 4 van hulle geweldig beklemtoon, wat hulle wil hê jy moet raak lees en sien, is dat Jesus aan die een kant 'n regte mens is. Hy het gelag, hy het gehuil, hy het moeg geword, hy het kwaad geword, hy was 'n gewone mens.
Aan die ander kant was hy regtig God. Want net God kan die wonders doen wat Jesus gedoen het. God het gekom om te doen wat geen mens kan nie, om die mense te kom red. Nou Jesus het gekom reg in die begin, en Jesus het gekom en sy Springbokspan kom kies. Ek moet nogal sê in vandag se terme, sou dit 'n span gewees het wat ons glad nie gekies het nie, hoor. Ek sien in my gedagtes iets soos 'n myner daar wat Frans plaat wat die Frans laat vloei omdat hy net die harde klipse kan kry nie. Daar 'n bouncer voor 'n deur by 'n pap. Hierdie ou wat eers nie werk het nie, bly nog by sy ma. Hierdie ou wat besig is om pos af te lewer en dan omdat ons nog iemand nodig het, sommer hierdie ou wat op die bakkie sit op pad werk. Dis die ouens wat Jesus gekies het vir sy Springbokspan. En Jesus het kontak gemaak met alle mense. Julle sal later ook lees in die evangelies, selfs met 'n ou met die naam van Saggeus, wat by die belastingkantore gewerk het. Jesus het gepraat met Nikodemus wat in die nag daar aangekom het met sy hoodie. Hy het so skelm daar aangeslip het. Hy wou nie gehad het iemand moet sien en Jesus sê vir hom hy moet weer gebore word. Hy het met 'n jong ou gepraat wat baie geld gehad het en gesê gaan gee alles weg. Hy het met die skare gepraat van alle soorte agtergronde. Kinders was mal oor Jesus. Jesus was mal oor kinders. Hy het die goedjies gesê op so 'n manier dat kindertjies dit kon verstaan. So die evangelies praat van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Sy eerste wonderwerk, water in merlou te verander. Later het 5000 mense elkeen Hebreëse Happy Meal gekry. Hy het siek mense gesond gemaak, blindes kon weer die son sien. Duivels het gevlug en gesmeek, en mense wat uit dood was het teruggekom, dat hulle die doeke van hulle hande en van hulle gesigte moet afhaal. Die krag van Jesus word dwars deur die evangelies gesien. Die wonderwerke. Dan het Jesus nie net baie wonderwerke gedoen nie. Hy het baie gepreek ook. 70% van Jesus se preke was stories. Stories, stories, stories. Dis maar hoe ek my preke self doen. Ek sien my daar staan in die skare en wat hier voor my gebeur. Dis die missie wat ons het in Fynbos ook, om vandag die verhaal in vandag se woorde om te sit, dat almal dit kan verstaan. Jesus het dinge gebruik wat almal ken. 'n Saaitjie, vis, stukkie brood, water, almal verstaan. Nou moet ek versigtig wees, maar ons is mos nie bang nie. Wanneer jy in 'n kerk sit en jy is grondverveel, is die boodskap nie die probleem, nie die Bybel. Heel waarskynlik die boodskap. Jesus is nie vervelig nie. En mense bied vir Jesus partymal so vervelig aan. Kom ons gaan terug na die verhaal. Ons weet natuurlik het alles geloop na die hoogtepunt, die kruisiging waar Jesus sterf vir ons sondes. Jesus hang aan 'n kruis, sterf aan 'n kruis, word begrawe en 3 dae later, toe kon die dood hom nie keer nie en hy het opgestaan. Jesus staan op uit die dood. Dis goeie nuus. Want dit beteken as jy vandag hier sit en jy glo in Jesus Christus, gaan jy ook so uit die dood uit opstaan, net soos Jesus uit die graf uit opgestaan het. Hierdie is die hoogtepunt van ons geloof, die kern. Jesus se dood en opstanding. Alles draai om dit. Nadat Jesus opgestaan het, het hy aan meer as 600 mense verskyn. Nou sien in jou gedagtes, hoe is daai verhofsaak? Dink 'n bietjie hieroor. Die regter staan daar voor en hy sê, maar ons wil nou regtig kyk of Jesus opgestaan het uit die dood uit. Laat asseblief al die getuies vir ons by die hof inkom. En dan kom die mense ingeloop, en ingeloop, en ingeloop. Later is die hele saal vol, daar's meer as 600 mense wat almal staan en sê, ons almal wil getuig, ons het vir Jesus regtig gesien, dis eie oë. Hy het uit die dood uit opgestaan. 600 mense. Julle sien, goeie nuus. Nou wil ek net so 'n voetnoot maak. Dit laat my altyd dink aan White River Rafting. Wie van julle het al die voorreg gehad om 'n rubberdak daar die strome in te vat? Om te kyk of die ander kant uitkom. Darina, daar's een. Net een. Ja, Sean het ook daar al gedoen.
Natuurlik is jy nou op daai boot, jy gaan nie die boot alleen aanvat nie, daar's 'n gids mos saam met jou op die boot. Natuurlik het almal hulle lewensredders baadjies aan en almal is voor die tyd gecoach hoe om te maak as jy dalk sal uitval, presies hoe om te maak. Ek weet nie hoekom nie, gewoonlik sit hulle ou by die beste swemmer as jou voor, lyk my in die beste fase ook. Op 'n stadium dan slaan jy die rowwe waters. En daai ou wat jou voor sit word reg van daai rubberdak af geskiet en hy beland in die water. Die gids dink nie eers 2 keer nie, hy duik dadelik en hy gryp een van die paddles en so na as moontlik is wat hy kan in daai boot, druk hy daai paddle na jou kant toe en hy skree vir jou, gryp net die paddle, gryp net die paddle. Jy het 2 keuses. Want jou gesig bly half onder water en jy sukkel om asem te kry. Jy kan jou kanse vat met die stroom water, maar dan gaan jy so een keer daar agter gaan jy optel en jy is nie meer met ons nie. Of jy kan die paddel gryp en die gids gryp jou aan jou lewensredder baadjie en hy trek jou terug op die boot. Nou as dit by Jesus kom, word daai paddel na jou toe uitgaan. Wat gaan jy maak? Vat jy die kans? Gryp jy dit? Of vat jy jou kans met die stroom? En dis waaroor die Bybel gaan. Die Ou Testament beskryf hoe rof die stroom is. Hoe ons kop onder water bly, hoe ons moeg beklei is. Ons gaan dit nie maak nie. Die Nuwe Testament beskryf waar Jesus op die boot is en dit na jou uit toe steek, sy hand na jou uit te steek om te sê, gryp net my hand en jy word gered. Na die evangelies kry ons Handelinge. Die boek van vuur, dit gaan oor die Heilige Gees. Hierdie boek is 'n brug tussen die evangelies met die res van die Nuwe Testament. Want dit gaan oor die een wat Jesus beloof het om in sy plek te kom en in ons harte kom bly. Dis die Heilige Gees. Jesus het opgevaar, die Heilige Gees het afgevaar, die disippels word uitgestuur om die verlore siele bymekaar te maak in die vorm van 'n kerk. Is dit nie 'n ongelooflike mooi missie vir die kerk nie? Jesus op, die Heilige Gees is af, die disippels gaan uit om bymekaar te maak. Hierdie kerk praat van 'n vuur wat nie geblus kan word nie. O, niks onder 'n stoel nie. Een van die mooiste verse in die Bybel. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria tot aan die einde van die aarde. Hierdie woordjie krag in daai vers wat julle daar sien, is nie 'n lekker vertaling in Afrikaans nie. Want in Grieks staan daar dunamis. Dis waar die Engelse woord dynamite vandaan kom. So verstaan dit so. Jy sal 'n dynamite in jou hart ervaar, plofstof in jou hart ervaar wanneer die Gees in jou hart kom. Dit gaan so boef in jou hart wees wanneer die Gees in jou hart kom. Die Heilige Gees veroorsaak 'n ontploffing in jou hart. Dis so groot dat jou gedagtes, jou emosie, jou wil, jou wense, jou drome, alles word oorweldig deur hierdie ontploffing in jou hart. Dis 'n ontploffing wat hier binne gebeur en daar buite gesien word. Dunamis, krag, ontploffing. Dis presies wat in Paulus se hart gebeur het. Paulus het Christene gehaat. Hy het geen ooghaar vir Christene gehad nie. Hy het baie doodgemaak. Lekker geslaap in die aande, heel tevrede met homself. Op pad eendag Damaskus toe, toe verskyn Jesus aan hom, want hy was op pad Damaskus toe om Damaskus skoon te maak van Christene. Hy was aan plan om Damaskus skoon te vee. Jesus spring hom voor en in Paulus maak 'n U-draai. Nie in die pad nie, in sy hart. Daar gebeur in Paulus se hart so 'n groot ontploffing, die Gees neem oor. Die ontploffing was so groot dat Paulus 3 keer om die wêreld reis om almal te vertel van Jesus. Oral waar hy gaan, plant hy kerke. Terwyl hy op pad is van een plek na 'n ander plek, skryf hy briewe aan hierdie nuwe kerke om hulle te help dat hulle moet vashou in Jesus. Hy skryf briewe aan sy vriende, Timoteus, Filemon, Titus. Op 'n stadium toe skryf hy die brief van Romeine.
Romeine verduidelik en bring die lyne mooi by mekaar, die Ou en die Nuwe Testament. Want Romeine gaan oor 5 goed. Net die Bybel, net Jesus, net geloof, net genade tot eer van God. Ek sê dit weer. Net die Bybel, geen ander boeke nie. Net deur Jesus word jy gered deur geloof. Jy word gered deur genade. En nou moet jy God verheerlik en eer met jou lewe. Maar Paulus is nie die enigste groot figuur in die Nuwe Testament nie. Daar was nog 'n ou met naam van Petrus. Petrus, die bang ou, wat eers sy lewe wou red, wat een van die braafste ouens in die Bybelse tyd word. Dan kry ons Jakobus, ons skryf Johannes, ons skryf vir Judas. Net so 'n voetnoot. Jesus, Gees, Kerk. Die Gees is die oorsaak waarom die kerk ontstaan het. Die kerk is nie 'n liefdadigheidsorganisasie wat ons probeer op die been bring en iemand het agtergekom, weet jy wat, dis nog 'n goeie AA groep nie, hoor. Ek hoor dit hoeveel keer van mense vir my sê, weet jy wat, ek het vir Jesus nodig, maar ek het die regte kerk nodig. Die Gees is die ontstaan van die kerk en die Gees lei jou na die kerk. Die ou wat die kerk toe gaan en is soos daai ou wat afgespring het van die boot in die stroom. En hy reken, hy gaan die stroom aanvat, maar ek het daarom 'n geheime wapen. My maat, iemand gaan dalk net op 'n stadium vir die ou moet gaan sê wie sy naaste familie is. Want ons gaan sy familie in kennis moet stel, hy het dit nie gemaak nie. Ek wil die Bybel praat van die kerk wat die bruid van Jesus is. Nou wil ek gou vir die manne kyk volgende. Manne, kan jy jouself indink, nee? Hoe sal jou vrou voel as jy vir jou vrou sê, weet jy wat my vrou, ek sal jou so elke 6de week sien. Wil jy regtig vir jou iets doen nie? Ek wil ook nie regtig vir iets gee nie. Dink jy daai huwelik gaan hou? Maar baie mense reken, weet jy wat, as ek so 'n bietjie bid, en so 1 keer in 4 maande kerk toe gaan, dat my mansion in die hemel reg is. Jy gaan jouself vasloop en ek, my maat. Kerk is nie wanneer ek lus kry dat ek gaan nie. Daar staan in die Bybel, die Gees is die ontstaan van die kerk en die Gees lei jou na die kerk. Wanneer jy hier is jy besig om die Here te verheerlik en te eer. Dit bring ons by die laaste boek in die Bybel, Openbaring, die boek met die oop einde. Johannes op die eiland van Patmos skryf 'n boek oor die hemel. Die hemel is 'n werklike, regtige plek. Ek dink die mense partymal dink, wel dis die plek wat enig gaan in die wolke, ek sing heeldag tussen die wolke, daar's net musiek in die hemel. Nee. Die hemel is 'n werklike plek waar jy jou talent en jou gawes nog meer kan uitlewe, beter as ooit. Dis 'n plek met soveel kleure. Dis 'n plek wat so is wat jy nog nooit gesien het nie, waar jou emosies soveel sterker gaan wees. 'n Plek van perfekte lofprysing. 'n Plek waar ons stom gaan staan oor God se wonder. 'n Splinte nuwe tuin van Here. Nou wil ek jou vanoggend vra met trane in my oë. Is jou plek geboek? As die boot trek, is jy op die boot of langs die boot? Is jou plekkie in die hemel vasgemaak? Is daar 'n huisie in die hemel met jou naam op die voordeur? Ek hoop so. Welkom by Pieter se huisie. Welkom by Dirkie se huisie. Ek hoop regtig so. Jy gaan net 'n kaartjie vir die boot kry, 'n huisie in die hemel kry, as jy daai parel gryp wat Jesus na jou uitsteek. Het jy vir Jesus aan die hand gegryp? Het jy daai besluit al gemaak? Want dis wat die Nuwe Testament ook maak. Die bewyse word vir jou gegee oor die dood en Jesus se opstaan, die hemel wat 'n werklike plek is. Die bewyse is daar en die Nuwe Testament dwing jou dat jy moet sê ek glo nie. Ek gryp vir Jesus aan die hand vir doen nie. Die Nuwe Testament gee vir jou die bewyse. Wat is jou reaksie? Wil jy vind ons familie? Daar's hy. Die hele Bybel in 40 minute. Ek hoop jy het gesien waar jy was, waar jy vandag staan en waar jy eendag gaan opeindig. Dis nie blote kennis nie. Jou môre hang alles af van die besluit wat jy vandag maak. Amen. Kom ons bid saam.
Here, vandag moet ons ook hier voor U staan en erken. As ons kyk na die prioriteitslys in ons lewe, dat U nie altyd dalk bo aan staan nie, dat U dalk 6 of 7de plek is. Here, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees, en dankie dat ons kan weet, Here, dat dit gaan nie meer daaroor hoe sterk ons aan U vashou, dit gaan daaroor hoe sterk U aan ons vashou. U los nie. U het vir ons U lewe gegee, U het vir ons uitgehaal, U het vir ons uitgekies, U het ons by die hand genoem by die hand geneem en op ons naam geroep, dat ons vandag hier kan staan, 'n blote reaksie en te kan sê, Here, hier is ek wil. Here, help vir ons daartoe, dat ons daai in die hand sal gryp, daai kans wat U vir ons gegee. U steek U hand ons uit, dat ons dit sal gryp. Dat ons onbeskaamd die kan staan en te sê, Here, ek glo. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons môre afhang vandag waar ons vandag hier is. Dat die geleentheid nog vir ons gegee word, ons het nog hier op die aarde, nog tyd, nog nie te laat nie. Help ons, Here, as ons moet, dat ons hy besluit sal maak, en dat ons U oor en oor en oor sal kies. Dankie dat ons vandag hierdie kan bid, in jou magtige en heilige en kragtige naam. Amen.